is 'n skuld, my regterhand. U verkoop my met Yes, die you Lord. woord. Hallelujah. Genoeg, Oh, yes. genoeg. Glory to God. Dankie Here, jy is groot. Jy is oorwinnaar, Here. Vyand, jy het geen reg nie. Jy het geen mag nie. Die naam van Jesus het jou oorwin. Jy is verslaan in die bloed van die lam. Dankie Here, ons loof U vanmôre. O Here, ons prys U. Kom gemeente, kom ons prys 'n bietjie die Here. Kom ons maak sy naam groot. Groot is ons God. Wonderlik is die Here. Ewige God is hy. Onveranderlik is U, o koning. Halleluja, halleluja. 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 Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Here, U alleen verdien die lof. U alleen verdien die eer. U alleen verdien ons aanbidding. U verdien die dankseggingen. Groot is ons God. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord. Oh, we exalt you. We praise you. We glorify your name. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baie dankie. Kom ons neem ons sit lekker. Elke dag dan vlieg 'n aasvol uit en hy gaan soek iets wat dood is. En elke dag kry 'n aasvol dooie vleis. Elke dag vlieg 'n suikerbekkie uit en hy soek iets wat soet is. En elke dag kry 'n suikerbekkie iets soet. Wat jy sien, jy kry waarvoor jy soek. Elke Sondag, dankie tog nie julle nie, gaan mense kerk toe. Party van hulle gaan en sê hulle, wanneer wat gaan hulle vandag weer sing? Wanneer wat gaan hy weer vandag breek? Wanneer gaan nou hier maar aan? Gaan nou daar maar? Jy gaan kry wat jy soek. Elke Sondag gaan mense kerk toe en sê, dis die dag van die Here. Ek het so begeerd om met Jesus te ontmoet. So begeerte dat hy by my sal stilstaan. Ek wil vandag ervaar, vandag beleef. Jy gaan kry wat jy soek. Die Bybel sê so, sê as jy klop, sal hy oopgemaak word. As jy vra, sal vir jou gegee word. As jy soek, sal jy vind. Wat het jy vanoggend kom soek? Wat wil jy vanoggend hê? Want wat jy soek, sal jy vind. Het is tyd om die Here te soek. Het is tyd om 'n plek te hê waar ons kan gaan, waar ons sy goedheid en sy guns en sy vrede kan ervaar. Daniel het 'n pragtige beeld van die Here ontvang. En die Here sê vir ons sit hom in 'n boks. En ons beperk hom. Weet dit is so waar. Ons het 'n Pinksterboks. En die Pinkstermense maak so. En die Pinkstermense se God is so. Dan het ons die gereformeerde boks en hulle God is so. Ons het die Baptiste se boks en hulle God is so. En, God, jy kan nie God in 'n boks sit nie. Jy kan hom nie beperk nie. Hy's groter as enigiets wat ons ooit nodig het. So kom ons gee vir hom ruimte vanmôre en kom ons laat toe dat sy Gees vanmôre in ons harte praat en iets vir jou doen. Ek gaan vanmôre 'n bietjie verder praat op die gedagte van hoop. Om dit baie mooi te verstaan, moet jy miskien die CD kry van verlede Sondag. Dit sou baie daai boodskap was so goed, ek wil self 'n CD koop. So is regtig 'n goeie en dit gee vir jou die inleiding hoe ek gekom het by hierdie die gedagte wat ek regtig vertrou van die Here afkom, naamlik dat hoop is die suurstof van die gelowige. Hoop is die suurstof van die gelowige. Toe moes ek gaan Google en kyk wat doen suurstof en dit sal jy alles nou in verlede week sin kry. Ek gaan net gou weer dat ons net weer almal 'n bietjie kan verstaan. 'n Paar punte aanhaal gou en onthou net, wanneer ons praat van suurstof, oxygen, dan praat ons van hoop in die geestelike. So wat suurstof in die liggaam doen, dit doen hoop in die geestelike liggaam. Kyk 'n bietjie, nommer 1 onthou, oxygen, it's oxygen that actually provides the fuel that runs our body. So oxygen is die petrol. So hoop vir die gelowige is sy brandstof
wat hom aan die gang hou. Niks beweeg sonder een of ander tipe brandstof. En die geestelike lewe kan ook nie beweeg as jy nie brand. Dis wat hoop is vir ons. It's the oxygen fire that contracts our muscles, repairs our cells, feeds our brains, and even calms our nerves. Not only that, but breathing is our body's chief cleansing tool. So, suurstof, hoop, it's oxygen fire. So dis die vuur, wat jou spierkrag gee. En jy ontvang geestelike spierkrag, wanneer jy hoop. Wanneer niks wil nou gebeur nie. Nou, ek sien net nag, en ek sien net deurbrake nie, maar daar's hoop. En dis al wat my in die gang hou. Daar's niks anders wat my in die gang hou, behalwe my hoop. En daarom is dit die spierkrag, en dis die suurstof, en dan maak dit ook skoon. En dan baie interessant, het ons gelees dat oxygen makes up 65% of the human body. So, het is baie belangrik dat ons meer hoop sal hê, sodat ons meer krag van die Here gaan kry. My teksvers vanmôre is Romeine, die 15de hoofstuk vers 13. Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop, mag die God van die hoop, van die suurstof, in ons toepassing, julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, suurstof, deur die krag van die Heilige Gees. Jy en ek weet dat God word gekoppel aan so baie dinge, nie waar nie. Ons weet God is liefde. God is krag. Hy's genade. Hy's barmhartig. Hy's regverdig. Hy's ons koning. Hy's ons Heer, hy's ons verlosser, hy's ons redder. Daar's soveel dinge waaraan ons God kan koppel. Maar Paulus kom vanmôre en hy sê ook, hy's die God van hoop. Dis wie God ook is ook een van sy eienskappe, een van sy karaktertrekke. Hy's die God van hoop. Hoop, suurstof, petrol. So wat is God? God is ons suurstof. Hy's ons petrol. Hy's die bron van energie. Hy's jou bron van krag. Dis sy hoop wat jou dryf, wat jou motiveer, wat jou aanraak, wat jou optel, wat jou deurdra. Dis wat suurstof in die liggaam doen, en dis wat ons hoop op God doen. Dis net iets wat hier onder jou inkom. Jy voel, heerlikheid, ek gaan nêrens kom nie. Jy voel, ek kan nie, ek kyk na my situasie, ek kan nooit hier uitbreek nie. Hierdie is te veel en dis te erg, maar iewers is daar hoop, en dis die ding wat jou dra. Jou situasie dra jou nie, wat met jou gebeur dra jou nie, wat jy nou ervaar, wil jou aftakel, wil jou aftrek, maar iewers staan jy op, iewers gaan jy aan. Wat is dit? Dis hoop. Dis hoop, is suurstof, dis God wat jou dra. Hy sê, en dit is vir my so mooi, hy sê, oxygen is like it's oxygen fire. Broers en susters, weet jy wat begeer ek? Dat die Heilige Gees vuur weer in ons sal begin brand. Die Heilige Gees, hy sê that oxygen fire contracts and helps your muscles to be strong. Weet jy wat het die kerk van Jesus nodig? Hy het die Heilige Gees vuur nodig om ons weer spierkrag te gee. Die Heilige Gees nodig om ons weer op te tel. Die kerk van die Here, sy spiere het begin pap word. Die spiere het begin, heerlikheid, man, dis drukking op, en dis moeilik, en dis rof, en ons kan nie aangaan nie. Wat ons nodig het, is om weer die vuur en die krag, en die gees, en die suurstof, en die hoop in ons lewe in te kry, wat die Heilige Gees ons plaas. Wat broers en susters, wanneer die Heilige Gees in jou lewe kry, dan weet jy, dit gaan nou rof, dit is moeilik, maar ek weet, as 'n krag binne in my, as 'n vuur hier binne in my, en hy brand, en dit is krag, en ek gaan dit maak, ek sal dit deurkom. O, Here, stuur die vuurkrag van die Gees in ons binneste. Is dit nodig? Is dit nodig? Ons het dit nodig. Daar's nog 'n paar
rond is om te beklei, jong. As nog 'n paar gevegte om te wen. As nog 'n paar wedstryde wat moet gespeel word. As nog 'n paar rondes wat moet gehardloop word. En ons het krag nodig. Ons gaan dit nie maak sonder die krag nie. En die krag wat ons het, die Bybel sê, God is ons hoop. Is wat ons maak. My spiere voel dit kan nie meer nie. En my liggaam sê dit kan nie meer nie. En my dit sê ek kan nie daar nie. En die sê ek kan nie daar nie. Maar ek het hoop. Ek het hoop, ek het hoop, ek het hoop. Ek gaan daar deurkom. En dis wat ons gaan deurdra. En mag ons die hoop en die krag van die Heilige Gees meer en meer ervaar. As ou vinnig gehardloop het, of iets gedoen het, dan ja, ons vreeslik vinnig asem. Hoekom? Jou liggaam het energie verbrand en jy het suurstof nodig om nuwe energie in te kry. En my broers en susters, wat ons nodig het, is meer hoop op God, om meer van sy krag, meer van sy heerlikheid. En nog 'n eienskap wat so mooi was, ons verlede week gesien het, dat daar's, ek weet nie hoeveel, ek kan nie onthou hoeveel, honderde miljoene liggaampie sterf daagliks in jou liggaam. Honderde miljoene. En wat suurstof doen, hy kom vat al die dooie goed uit en hy gaan gooi hulle buite. So suurstof maak skoon. En weet jy wat, dis wat hoop ook doen. Hoop kom en hy vat al die sonde en al die lelike goed en hy kom maak ons skoon, want ek sukkel nou en ek is nie goed nou nie en ek kan net nie daar kom en ek kan net nie hierdie deurbak en ek het hierdie sonde en ek doen nog so en ek doen nog so, maar die Bybel sê, maar Jesus sê, kom na my toe, ek sal julle vergewe, dan hier iewers tussen my gebeur daar iets, daar's 'n hoop. Sjoe, selfs ek gaan dit maak. Selfs ek gaan dit maak, want hoop, die suurstof, maak skoon, vat dit weg. En is nodig om meer suurstof te kry, weet jy hoekom? Die Bybel sê in die laaste dae, sal hulle wat vuil is, vuiler word. En hulle wat skoon is, gaan skoner word. En weet jy wat 'n kategorie jy wil wees nie? Ek wil nie in die vuiler kategorie wees nie. En my begeerte is ek wil skoner en skoner en skoner word. Daarom moet ons meer suurstof inkry, man. Want suurstof haal die ou goeters uit. Hoop haal daai ou goeters uit. Want ek het 'n vaste vertroue. Ek het 'n God van hoop wat vir my sal deurdra en hy reinig my en hy maak my skoon en hy vat dit weg. Broers en susters, hou klou vas en kry die Here in jou lewe. Ons leef in die laaste dae en ons het daardie hoop nodig om ons deur te dra en om ons krag te gee. Paulus gaan en hy sê hierdie God van hoop, hy sê, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Tye is rof hoor. Die geveg is groot. Maar Paulus sê ons kan oorvloedig wees deur die hoop en die krag van die Heilige Gees. Hoop, suurstof. Jy het nou gesê, as jy gestry het en hard gerei, dan moet jy meer suurstof in jy. En wat ons nodig het, is om meer van die krag van die Heilige Gees in ons lewe te kry. Daar's 'n geweldige stryd wat besig is om te woed. Ek kan nie vir die sê, hoe heerlikheid, ek wil amper so ver gaan om te sê, ek was getraumatiseer gister, toe ek daai storie hoor in Parys, en jy weet, naas Johannesburg is dit nie Johannesburg nie, dit is my gunsteling-stad, maar ek is lief vir Parys, dit is die ongelooflikste plek, en jy weet, jy kan nie in jou gedagtes dink, hoe moet dit wees, as er soveel mense soos hier, wat dood is, nee, en hy ons sit daar, en hy skiet sy geweer leeg, en hy laai hom weer vol, en hy skiet sy geweer leeg, en hy laai hom weer vol, en dit is verskrikkelijk. Ek sê, Here, wat voel u oor die goed? Jy weet, en God sien baie meer as wat jy en ek sien. Ons het 'n geveg op hande. Ons het 'n geveg op hande. En die geveg gaan veller word. Hy gaan groter word. En dan kan ek vir jou vandag sê, ek is siek en sat, dat die duiwel God se kinders so tuister. Ek is moeg dat die vyand ons so verneder.
Ek is moeg dat die duiwel vir ons sê, jy het nie hoop nie, en jy het nie 'n kans nie, en jy gaan dit nie maak nie. Ek is siek en sat, dat ek sien dat die kinders van die Here kan nie vorentoe gaan en kan nie deurbrake kry nie, en kan nie oorwinnings kry nie. Wat ons nodig het is om weer meer suurstof te kry, meer van die krag van die Heilige Gees in ons lewe te kry. Dit het tyd geword dat die kinders van die Here opstaan en sê, Satan, genoeg is genoeg, jy het ver genoeg gegaan, jy het lank genoeg gesteel, dit is tyd dat jy sal teruggee, nie omdat vir wie ons is nie oor ons titels of wat ons vandaan kom nie, maar omdat ons verbind is aan Jesus, die Christus, die Messias, die Koning, die Here, die Seun van die lewende God. Het jy geen reg op ons, die vyand, ons sal jou vertrap, en ons sal jou vernietig, en ons gaan jou oorwin, in die naam van Jesus. Jy het lank genoeg gesteel, jy het lank genoeg, hier's mense in hierdie kerk, man, jy het lank genoeg, het jy net nie kon vorentoe gaan nie, net nie deurbrake kon kry nie, net nie oorwinnings kon kry nie. Dis tyd dat ons as 'n kerk opstaan en sê, Here, die Heilige Gees vuur is wat ons nodig het, dat ons in die naam van Jesus die Satan kan oorwin. We need the oxygen, we need the oxygen. Ons het daai Gees, ons het die Heilige Gees nodig, ons moet dit inneem, want dis wat ons sterk maak, dis wat ons krag gee, dis wat ons motiveer, daai hoop, ek het gesê, weet jy wat, as daar geen suurstof is nie, gaan, dood, verby. Waar daar geen hoop is nie, is 'n mens dood. Jy kan nie sonder hoop lewe nie, maar daar is hoop vir môre, want ons dien die God van hoop. Solank God nog daar is, gaan ons dit maak, en ons kan dit maak, en ons sal dit maak, en ons moet dit maak. Ons moet net begin, ons fokus draai, en om te kom. Paulus skryf Romeine 12:12, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Verbly julle in die hoop. Dankie man, het jy al ooit nie kon asemhaal nie, dankie tog, het nog nooit met my gebeur nie, maar ek het al mense gesien, wat emfyseem het, want hulle trek mos 'n ou twakkie, en die ou twakkie gee jy emfyseem, maar wragtig hulle wou daai twakkie trek, dis my snaakste ding wat ek in my hele lewe gesien het, jy weet, maar dit is jou keuse, as jy jou longe wil teer, as toch het jy 'n pad na jou longe toe so teer om, maar dit is 'n bietjie dommigheid vir my, want daar is hulle hyg na asem, is 'n verskriklike ding. Het jy ooit gesien iemand, dit is 'n verskriklike ding, hoe wat ek vanmôre vir jou sê, maar my broers en susters, en daarom is dit vreeslik om nie hoop te kan hê nie, maar Paulus sê, ons kan ons verbly, man, want, ons het hoop, daar sê jy, God lewe, Jesus is 'n werklikheid, die Bybel is die waarheid, die Bybel lewe, ek het dit nou die aan toe praat ons, en ek sê vir iemand, kan ek jou 'n ding vertel? Die Bybel werk. Die woord van God werk. Yes, ek pik so op Peter lately, but one day is one day, Peter will stand up in this church, and he will give his testimony. And you have never heard, listen to me, luister, read my lips, jy het nog nooit so getuienis gehoor nie. En hy is 'n lewende getuie, die woord werk. Al glo jy niks wat ek vanmôre vir jou sê nie, moet jy dit glo, die woord werk. Die woord werk. En die woord sê ons kan hoop, en ons kan bly wees in die hoop, want die Bybel is daar, met al sy beloftes, en al sy versekering, ons gaan dit maak, want ons het beloftes van die Here. Ek sluit af met 'n baie mooi vers wat ek gelees het, dis net 'n vreeslike mooi vers, Jesaja 26 vers 3 en 4, Jesaja 26, 3 en 4, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Die mense wie se gedagtes op U gerig is. Vertrou deurgaans op die Here, want die Here God is vir altyd 'n veilige toevlug. Die Engels sê, the Lord himself is the rock eternal. Veilige toevlug, the rock eternal. U bewaar elkeen wie se hart op U gerig is. My broers en susters, God is a rock eternal, and God is a God of our hope. Vanmôre lyk dit nie so nie, vanmôre voel dit nie so nie, vanmôre sien jy niks nie, maar ek sê vanmôre vir jou, hy is die God van hoop, en hy is 'n rots, jy kan op hom staat maak, jy kan op hom vertrou, jy kan op hom staan, jy kan hom aanroep, hy sal jou deurdra. Kry daai suurstof in jou lewe, die suurstof van hoop, en sê, Here, ek hoop, 'n ding is nie lekker nie, maar ek hoop, Here, ek kan nie, ek verstaan nie,
Hoekom nie goed, maar Here, ek het hoop, iewers, dis môre, of oormôre, of voor 'n week, of voor 'n jaar, maar Here, iewers, U moet deurkom, want U is 'n rots, en ek kan op U staat maak, en ek kan op U vertrou. Kom ons staan vir so 'n paar oomblikke, en kom ons praat so 'n bietjie met die Here, en sê vir hom, o Here, lank genoeg is ek getuister, maar vanmôre wil ek die God van hoop aangryp, ek wil op die God van hoop vertrou, ek wil in hom glo vanmôre, ek plaas my hoop nie op wat ek sien nie, ek plaas my hoop nie op wat ek ervaar nie, maar ek plaas my hoop op die God van hoop, halleluja, die rots van die eeue, die onveranderlike, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse, die almagtige, die alfa, die omega, die begin, die einde, die koning wat bo al die konings is, die Here wat heers, wat die hemel en die aarde en die skepping en die stelsels en die sterre gemaak het. My hoop is in hom. Hy sal my nie teleurstel nie. Here, ons hoop op U vanmôre. Ons vertrou op U vanmôre. Ons glo in U vanmôre. U is die brandstof, Here. Hierdie hoop sal ons deurdra. Hierdie hoop sal ons deur hierdie krisis vat. Hierdie hoop sal ons deur hierdie ellende vat. Hierdie hoop sal ons deur hierdie seer vat. Hierdie hoop op God sal vir ons krag gee en vir ons bystaan en ons help. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hoop wat ons het vanmôre. Dankie vir hoop vanmôre. Dankie vir hoop vanmôre. Ons hoop is op U, Here. U is die God van hoop. En in die naam van Jesus bid ek vanmôre dat U elke band sal breek, Here. Ek bid dat U elke krisis sal oplos, Here. Ek bid dat elke skans wat die vyand opgerig het, I tear it down in the mighty name of Jesus Christ. En ek vra dat U liefde en die heerlikheid en die blydskap en die vreugde en die goedheid en die guns van die Here ons harte sal volmaak. Ek dank U daarvoor, ek loof U daarvoor, ek prys U daarvoor, ek eer U daarvoor. Bid dit in Jesus se naam. Kom ons neem die sitplek uit. Theo het 'n pragtige getuienis wat hy net met ons wil deel voordat ons verder gaan. Baie dankie, Theo. Halleluja. Bless your name. Bless your name, Jesus. Ja, ek dink ek het Vrydag aand 'n ding beleef soos nog min in my lewe. Ek was al in baie plekke gewees en dinge ondervind. Maar Vrydag aand 10:00 begin my hond verskriklik blaf buitekant en by sy hok. En ek kan nie verstaan hoekom nie. En ewe skielik staan my kat hier langs my op en hy begin his en hy begin grom en alles. En ek storm agter by die agterdeur en maak 'n agterdeur oop. En voor my agterdeur lê 'n pofadder. En ek dog toe, ja, waar kom hierdie ding nou vandaan ewe skielik waar ek bly? Jy weet die ouens wat weet waar ek bly, hy is so reg om my, hier staan hierdie pofadder op my agterdeur. En ek gee net 'n gil en nou probeer ek die hond weghou en ek gee 'n gil en ek vir Daniel en ek sê vir haar, bring net vir my 'n graaf, laat ek net hierdie ding kan weghou. En intussen probeer ek die hond weghou en hierdie pofadder staan reg om te stryk. Hy's reg. En ek kry die graaf maar ek kry hom nie lekker vas nie en toe ek hom so druk ek hom so in die halfte van sy lyf en hy slaan, maar hy slaan vicious, weet heen en weer. En ek kry toe 'n hark en die volgende oomblik het ek 'n hark, maar my kinders en my vrou is hysteries. Hulle hardloop in die huis in en pa maak toe die deur. Jy weet, los die slang. Ek sê maar jy kan nie die hond daar los saam met die slang nie. En ek het die hark druk hom, maar die hark het sulke jy weet so tussen die tande deur kruip uit voor ek die graaf is en daai slang kom reguit vir my. En ek druk hom vas en ek steek toe sy kop af en die ding afgehandel, maar my gesin is regtig, ek moet sê hysteries. En ek gaan slaap. En 4:00 die oggend maak die Here my wakker. Hy sê daai slang. Hy sê weet jy wat? Daai slang is amper 'n meter lank. Hy sê jy is groter as hy. Hy sê maar het jy gesien hoe bang is die mense, jou gesin gewees vir daai slang? Hulle was hysteries, hulle het weggehardloop. Die Here wys vir my dat ons probleme is daai slang. Daai slang wat in ons lewens inkom. Ons raak baie keer so bang dat ons wil weghardloop van ons probleme af. Maar ons kan nie. Ons moet daai slang aanvat. Ons moet daai slang se kop afhaal. Dat hy nie meer die slaankrag het in ons lewens is nie. Die Here wys vir my verder dat
Ons is baie maklik om 'n slang, die ouens wat hou van slange, om slange in ons huis te hou. En ons vertroetel hom, hy is ons troeteldiertjie. En hy wys vir my, daai slang is baie keer die sonnetjies wat in ons lewe vir ons daai probleme laat veroorsaak. Dis waar hy jou begin gaan pik. En weet jy wat, die Here het vir my vanoggend ook gewys dat daai slange is wat vir ons veroorsaak dat ons twyfel het in ons lewens. Ons begin twyfel, ons wil begin weghardloop van ons probleme af. Ons sit hierso met dinge in ons lewens wat ons dink ons is nie goed genoeg nie. Daai slang is besig om jou stukkie vir stukkie gif in te pomp. Jy voel, jy is te oud, dat jy nie meer kan doen wat jy moet doen nie, vir die Here nie. Daar dinge met jou gebeur, wat jy twyfel het, en wat is dit werklik die Here se doel met my? En weet jy wat nie, jy was op 'n tyd, het jy in jou garage gestaan, en jy die Here aangeroep. Daar was 'n tyd dat jy in jou bidkamer gestaan het, en die Here aangeroep het. Is dit nie tyd dat ons moet terugkom, dat ons begin om die Here weer aan te roep, vir jou besigheid, vir jy wat in 'n reistool is, vir jy wat dink jy is op 'n plek, waar die Here jou nie gaan vergewe nie, want jy het 'n groot sondes gedoen. En ek dink dit is tyd dat ons as gemeente begin opstaan, en hierdie slange aanvat, en die Bybel sê, hy sal nie in jou hakskeen byt, maar ons sal sy kop vermorsel. Hy het vir ons alle mag gegee, in die hemel en op aarde, om dit te bind, om elke Satans mag te bind. En ek dink ons moet begin opstaan, teen hierdie vyand. Ons moet sy kop vermorsel. Kom ons staan, kom ons doen dit vanmôre. Kom, wat 'n probleem, wat 'n slang, sonde, krisis, wat jy ook al sê, in die naam van Jesus trap ek op jou kop vanmôre. Die Here het ons die autoriteit gegee, hy het ons die gesag gegee, ons moet dit net neem, en ons moet dit net toepas vanmôre, in die naam van Jesus. Here, ek spreek vanmôre, verhoudings aan wat besig om te krummel, ek kom teen daardie slang in die naam van Jesus. Here, ek spreek finansies aan wat nie daar is nie, en ek trap op daardie slang se kop in die naam van Jesus. Werkloosheid in die naam van Jesus. Siekte in die naam van Jesus. Kommer in die naam van Jesus. Onsekerheid, twyfel, vrees, liefdeloosheid in die naam van Jesus. Spreek ons dit vanmôre aan, trap ons op daardie slang, en sê ons, jy sal weg, jy sal dood, jy sal sterwe, jy sal nie invloed langer op ons hê nie. Here, onvrymoedigheid, ek breek daardie mag vanmôre, skaamte, ek breek dit vanmôre, hoogmoed, ek breek dit vanmôre, teleurstellings wat jy nie kan oorkom nie, in die naam van Jesus, breek ek bitterheid, daardie wortel van bitterheid, ek kom onvergewensgesindheid in die naam van Jesus. Vanmôre, daardie slang sal ons nie langer treiter nie. Ons is gekoop deur die bloed van die lam. Ons is vry, daardie twyfel, daardie onsekerheid, in die naam van Jesus breek ek dit vanmôre. En ons bind dit vanmôre en ons spreek vryheid. Ons spreek oorwinning, ons spreek deurbrake, dit sal so wees, want U is ons God. Ons hoop is in U, Here. Ons hoop is in U. U is die suurstof van ons geestelike lewe, en U doen dit ook vir ons, in Jesus naam. Halleluja. Terwyl ons so bly staan, gaan ons offergawe neem, baie dankie. Tiendes, daar's in die blaadjie is daar 'n koevertjie. November maand, dan neem ons 'n dankoffer op, en as jy 'n dankbare hart het, dan vra ons dat jy dan ook op 'n tasbare wyse net die Here sal eer. U sal weet dat 'n mens het baie uitgawes oor Desember maand, en as gemeente maak ons op die staat, en ons sê vir die baie dankie dat jy getrou is, en dat jy dit in jou hart goed dink om ook 'n bydrae te kan lewer waar dit moontlik is. Plaas dit asseblief in die koevertjie, en dan ons vertrou die Here sal die daarvoor baie ryklik sien. Baie, baie dankie. Kom ons sing ons slotlied, terwyl die boetes op u gaan wag.